Is jy opgewonde oor die woord? Great, dankie vir die 3 wat opgewonde is. Ek weet net nie hoe gaan ek hierdie storie beter vertel as die kinders nie. Was dit nie goed nie? Ek love ons kerk. Church should be enjoyed and not endured. En ek love die jong mense, ek hou van hulle kreatiwiteit. En wat ek altyd sê is, Disney World mag nooit meer kreatief wees as die Here se kerk nie. Die kerk wat hy geskaap het nie. Ek bedoel, kreatiwiteit kom van die Here af. En het is so lekker om dit te kan uitleef binne in sy koninkryk ook. Baie welkom almal. As jy my nie ken nie, my naam is Zelwyn en ek het die voorreg om die Hallo Kerk organisasie te lei. Ek en my vrou, wat saam met my is hier, is Diekie, en al my kinders is Kersfees hierdie jaar saam met my hierso. En die hele Januarie, ons sien baie uit, ons het hierdie gemeente 10 jaar terug, amper 10 jaar terug geplant, en die eerste Dream Team is al verby 10 jaar terug, en van hulle was hier op stage, het was so goed om hulle te sien vanoggend, en ek wil vir jou sê, welkom by ons huis vanoggend, ons hoop jy gaan die woord ook geniet vanoggend, en dat die Heilige Gees jou sal kom bedien met God se woord. My titel vanoggend is daar ruimte hierdie Kersfees? Is daar ruimte hierdie Kersfees? Nou, ek het 'n rukkie terug gepreek, so ek wil jou net herinner, as ek preek, jy mag saamstem. Okay, we're not the chosen frozen. Jy mag saamstem, jy mag amen sê, jy mag op jou stoel staan, jy mag sê, preach it brother, jy mag te kere gaan, moet net nie jou stoel breek nie, ons het hom Sondag nodig. So, maar, hoe beter jy saam met my preek, hoe lekkerder preek ek. Nou, ek wil ook sê, ek het gister geland, so, ek dink my Afrikaans is dalk nog in Brisbane, so as ek oorskakel Engels toe, vergewe my, ek sal probeer brei by die hemelse taal wat Afrikaans is. Amen. Great, 3 mense is opgewonde. Dit gaan net af kerk, kom ons gaan. Lees saam met my Lukas 1 vanaf vers 26. Lukas 1 vanaf vers 26. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. En sy het daaroor nagedink, wat hierdie groet kon tog beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. En hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Dis ons teksgedeelte vanoggend, en ek wil net een kernvers ook met jou deel vanoggend, en dit is in Lukas 2, vers 7. Het sê die volgende, en sy het haar eerstgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dit is my gebed, Here, mag die Heilige Gees hierdie woord kom oopbreek. Mag dit elke persoon hierso vanoggend persoonlik kom bedien. Mag dit op vrugbare grond val. En mag u Gees die naprediker wees van hierdie woord.
Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen. So my titel is daar ruimte hierdie Kersfees? Is daar ruimte hierdie Kersfees? Dit is nogals interessant, as jy dink oor die koms van Jesus, hierdie groot oomblik, waar ons nou net gelees het. Ek bedoel, ons het gewag vir die oomblik, as jy jou Bybel gaan lees, van Maleagi tot in die Nuwe Testament, ek weet nie van hoe jou Bybel lyk nie, is daar 'n leë bladsy tussen die twee, tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En daardie leë bladsy verteenwoordig 400 jaar van absolute stilte. 'n Afwagting vir die koning van die konings om te kom. En uiteindelik is ons by hierdie plek waar die koning sy verskyning maak op aarde, waar hy aarde toe gestuur word. En die Bybel sê nie dat hy verwerp was nie. Hulle was nie kwaad toe Jesus gekom het nie. Hulle het hom nie verwerp nie. Hulle was nie vyandig nie. Daar was nie haat in hulle hart teenoor Baba Jesus wat gekom het en gebore was nie. Die enigste ding wat daar nie was nie, daar was nie plek nie. Daar was nie plek vir Jesus nie. Geen haat, geen vyandigskap nie, geen boosheid vanaf Bethlehem se kant af nie, geen kwaadheid van hulle kant af nie. Net 'n plek wat vol was. 'n plek wat besig was. 'n plek wie se aandag afgelei was. Het klink nogals interessant, want het klink soos ons wêreld tans. 'n plek wat vol is, 'n plek wat besig is, en 'n plek wie se aandag baie afgelei is. Dit klink soos 2025 Kersfees. Ek dink dikwels die grootste gevaar van Kersfees is nie ons sonde nie. Is nie ons sonde nie, maar die geraas van die lewe. Want as jy enigiemand vra, hoe gaan dit? Wil julle weer die antwoord? Hallo? Hoe gaan dit kerk? Selfs in hierdie tyd. Wie was gister by 'n shopping center? Ons het gister geland, so toe moes ek na 'n shopping center toe gaan. Nooit in my lewe weer nie. Dit was besig. Dit is net mense. Jy kan nie loop nie, jy kan nie kyk nie, ek hou net aan alles vas, want ek is bang ek verloor myself. Die wêreld is besig, Kersfees is besig. En ek dink die grootste gevaar vir ons is nie ons sonde as mens nie. Is die feit dat ons te besig is. Dat ons aandag afgelei is. En dit bring my by hierdie vraag en my titel. Is daar ruimte hierdie Kersfees vir Jesus? Die lewe kan vol wees en ons kan steeds Jesus mis. Ons kan so besig wees met alledaagse dinge. En die geraas van die lewe kan oorneem en ons kan hom mis. Wat is die grootste vraag van Kersfees? Nie is glo jy in Jesus nie. Wat is die grootste vraag hierdie Kersfees is, het jy plek vir hom? Het jy plek vir hom? Want hier is hoe die Here werk. Hy kom nog steeds. Hy klop nog steeds. Hy daag nog steeds op. Hy wil deel wees van ons lewe. Hy wil plek hê, spasie. Hy gaan homself nie inforceer nie. Maar is daar ruimte vir hom hierdie Kersfees? Hy soek harte wat oop is. Hier is die eerste waarheid wat ek leer oor die Kersfees storie. En Jesus se hart en die Here se hart vir ons as sy mense. Is dat hy nog steeds kom. Maar die eerste waarheid is, God kom na gewone mense met oop harte. Hy kom na gewone mense met oop harte. Ons dink baie keer dat ons nie goed genoeg is vir hom nie, dat ons nie reg is vir hom nie, dat ons nie die regte, soos die Engels sal sê, die pedigree het vir hom nie, nie in die regte skool was nie die regte werk het nie in die regte vriendekring is nie. En ons pas dit toe op 'n Vader se hart wat hy vir ons het en ons dink, hy gaan ons nie kom besoek hierdie Kersfees nie, want ons is nie goed genoeg nie. Maar as ek die Kersfees storie hoor, sien ek hierdie waarheid dat God kom na gewone mense toe wie se harte oop is. As ons weer gaan lees wat ons nou net gelees het, vers 26, sê hy, en die 6de maand is die engel Gabriël
deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Begenadigde. Die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. En sy het daaroor nagedink, wat hierdie groet kon tog beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Dit is interessant hoe Lukas hierdie storie vertel, dat God Gabriël nie na Jerusalem toe gestuur het nie. Dink 'n bietjie daaroor. Nie na Jerusalem toe. Nie na 'n tempel toe nie. Nie na 'n sinagoge toe nie. Nie na 'n mooi plek toe nie, maar na Nasaret toe stuur. Hier is 'n interessante ding oor Nasaret. Selfs Nathanael sê die volgende oor Nasaret. Hy sê in Johannes 1 vers 46 sê hy, kan enige iets goeds uit Nasaret uitkom? Nasaret. Historiese insig oor Nasaret is dat Nasaret nie eers in die Ou Testament, daar hakie klats vas. Nasaret is nie eens genoem in die Ou Testament nie. Geen profetiese woord oor Nasaret nie. Nasaret was van so lae aansien, dat Nasaret en iemand se getuie uit Nasaret nie eers in die hof gehoor sou word nie. Maar die hemel kies anderste. Sien jy die prentjie van God se vaderhart vir sy mense? Dit is nie die who's who in the zoo nie. Dit is Nasaret, waarvan almal dink, kan daar enigiets goeds kom? Van Nasaret. En Gabriël groet Maria met die volgende insig, en hy sê vir haar, die Here is met jou, begenadigde, die ander vertaling sê, hoogbegunstigde. En sy is geskok. En sy is in Nasaret. Hoe is dit moontlik? Ek het gaan kyk na die Griekse woord, oor daardie woord wat hy gebruik het. Dis 'n baie erge Griekse woord. Dis kesaritomeni. My vra om dit te spel nie, is Grieks vir my ook. Maar die betekenis hiervan sê die volgende. Toe hy Maria groet in Nasaret. Niks kan goed kom van Nasaret nie. Groet haar met hierdie woorde en hierdie betekenis. Een wat met genade vervul is. Nie as gevolg van verdienste nie, maar as gevolg van God se keuse. En ons dink baie keer, ons moet die Here se genade verdien. Die Here wag nie vir jou om perfek te wees nie. Hy wag net vir 'n oop hart. Is daar ruimte vir hom hierdie Kersfees? Hy klop nog steeds. En ek dink ons grootste probleem as mensdom is, die Here staan voor die deur en klop, en hy het wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke vir ons instoor. En dan kom ons, en Spreuke 18:21 sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. En ek dink ons grootste probleem as die mensdom is, ons praat onsself uit die grootste wonderwerke uit. Deur wat ons spreek oor ons eie lewe. Ons is soos 'n Nathanael wat sê, kan daar enigiets goeds kom? Kan daar enigiets goeds kom van my lewe af? En ek wil vanoggend vir jou sê, die Here se hart vir jou is dat hy jou wil kom besoek, dat hy wil tyd saam met jou spandeer, maar hy kom na mense toe, na gewone mense toe, wie se harte oop is. As ek dink aan 1 Korintiërs 2 vers 27, God kies die swak dinge van die wêreld. Jakobus 4:6, God gee genade aan die nederiges. God soek nie die indrukwekkendes in die kerk. Hy soek die mense wat beskikbaar is. Ek weet nie van jou nie, maar ek preek 34% beter as wat jy nou net gereageer het. En wanneer God iemand kies, gee hy nooit 'n oomblik vir hulle nie. Hy gee nooit, maar hy gee verantwoordelikheid. Soos dink aan Maria, hy het vir haar verantwoordelikheid. Hy het haar gekies en vir haar verantwoordelikheid gegee. En genade nooi altyd 'n reaksie. En Maria se reaksie leer ons
hoe om plek vir God voor te berei. Nommer 2, voorbereiding is 'n daad van geloof. As jy die Here vir iets vertrou, of as die Here iets aan jou toevertrou, is jou voorbereiding seker die grootste stap van geloof wat jy kan neem. Jy kan nie net opdaag op 'n plek onvoorbereid nie. Dit wil dan vir my sê, jy het nie geloof nie. Want voorbereiding is een van die grootste dade van geloof. Kan jy jouself indink, as ek hier opdaag vir 'n Kersboodskap onvoorbereid? Nou, ek weet, meeste van die kere wat ek kom preek, klink dit of ek onvoorbereid is. Maar voorbereiding is een van die grootste dade van geloof. Lukas 1:38 sê, en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar af weggegaan. Hierdie is nie poëtiese taalgebruik wat sy hier gebruik nie, kerk. Sy gebruik gevaarlike taalgebruik. Here, laat dit met my gebeur, soos wat u wil. Dit is 'n baie gevaarlike stelling om te maak. Want sy het nie daaroor nagedink nie. Want as jy dink hieroor, as ek nou gedink het, hey Maria, ek wou nou amper sê, gaan jy nie soos 'n tipiese vrou, maar ek sal nie dit van die kansel af sê nie, laat ek dit hier sê. Wou jy nie eers vra, verduidelik dit vir my asseblief? Wou jy nie eers gesê het, bewys dit asseblief? Wou jy nie eers gesê het, beskerm my ten minste nie asseblief? Want as jy dink oor haar ja, en die ja wat sy in hierdie oomblik gegee het, sy was voorbereid vir dit wat kom. Want in hierdie tyd sou hierdie vrou geweet het, in die Joodse kultuur, hulle sou haar 10-1 in die ergste vorm wou stenig. Sy sou in die openbaar beskaam geword het, sy sou sosialisties geïsoleer geword het. Dit sou haar lot gewees het. Hulle sou haar uitgeskuif het, hulle sou haar laat skaam kry het, en in die ergste vorm sou hulle haar 10-1 gestenig het, in hulle kultuur ook. As jy dink oor, sy dink nie daaroor nie, sy sê, laat dit met my gebeur. Dis hoe gevaarlik daai stelling is. Here, ek is voorbereid vir wat gaan kom. Ek gee my lewe aan u oor. Here, as u iets vir my in stoor het, as ek 'n oop hart het, Here, en dit wat u vir my in stoor het, ek is voorbereid daarvoor. Ek is gereed. En sy het haarself voorberei. Hebreërs 11:1 sê, geloof is vertroue in wat ons hoop. Jakobus 2:17, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Jou geloof moet werk. Jy moet voorbereid wees. Dis nog nie nou se boodskap nie, maar as jy voorbereid vir 2026. Goeie leiers wag nie vir Januarie om voor te berei nie. Ons maak nou al ruimte. Is daar ruimte hierdie jaar? Geloof wag nie vir troos nie. Dit beweeg in vertroue. En nadat Maria ja gesê het, nadat Josef gehoorsaamheid gekies het, na maande van onsekerheid, kom ons in Bethlehem aan. Die oomblik waar die belofte sigbaar is. Want ek mal is oor hierdie storie. Dis 'n oop hart. Hulle is voorbereid. En omdat hulle voorbereid is, kom God en hy kom vul wat hulle voorberei het. En dis 'n waarheid vir jou vanoggend. As jou hart oop is vir die Here hierdie Kersfees, as jy gaan voorbereid wees en in geloof wandel, gaan die Here kom vul wat jy voorberei. Lukas 2 vanaf vers 1. En in daai dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Caesarius gouverneur van Syrië was en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis van die geslag van Dawid was.
om hom te laat inskryf saam met Maria, die vrou, aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Vers 6. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul, dat sy moes baar. En sy het haar eerste gebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Lukas sê vir ons, dat daar geen plek in die herberg was nie. Daarom word Jesus in 'n krib geplaas. Dit is vir my belangrik om net vir 'n oomblik stil te staan en 'n historiese en 'n argeologiese verduideliking te gee oor wat hier tans gebeur het. Want sien, ons ken hierdie storie al te goed, maar ons ken hom so goed dat ons hom verkeerd ken. Nêrens in die Bybel staan nou ooit dat Jesus in 'n stal gebore is nie. Gaan ons 'n paar koppe op. Wat bedoel jy? My kleuterskooljuffrou, was sy verkeerd? Dink jy nie? En ek wil jou uitdaag om self jou navorsing te gaan doen. Moet asseblief nie altyd die pastoor glo nie. Gaan double check. Maar hierso is interessante historiese en argeologiese feite oor hierdie tye en huise wat gebou was. Eerstens, die Griekse woord vir herberg wat daar gebruik word, is kataleima. Kataleima beteken gastekamer. Gastekamer. Lukas het 'n ander Griekse woord gebruik toe hy gekom het by die goeie Samaritaan. Dit was pansedolium, wat letterlik beteken soos 'n hotel of 'n lodge of 'n gastehuis. So hy het definitief die verskil geken in die twee Griekse woorde toe hy gesê het, hier's nie plek in die herberg nie. So terwyl Lukas dit skryf, sê hy, hier's nie plek in die gastekamer nie. Want in daardie tyd was Jode eintlik half verplig gewees om gasvry te wees. En as jy na jou dorp van afkoms toe gaan, sou jou nageslag of jou familie jou ontvang het en jou in die huis toegelaat het. So net vir 'n oomblik, argeologiese geskiedenis. Huise was eintlik net een slaapkamerhuise. En die onderste vertrek, so die boonste vertrek en die onderste vertrek was waar hulle altyd hulle diere ingebring het. En dan praat hy van die krib en hulle het hom daar in 'n krib neergelê. Die Engels praat van 'n stone manger. Nou ons sien baie keer hierdie prentjie van 'n stal en 'n houtkrib uit die lug uit en hy al lê. Beautiful. Ek dink dit was vir sound effects en vir effects, visual effects gewees. En dit is belangrik dat jy hierdie weet, want dit verander die teologie van hierdie skrifgedeelte totaal en al. Dit verander die prentjie hoe jy die woord sien totaal en al. Want ek gaan dit vir 'n oomblik net vir jou skets. 1, Jesus kom nie as 'n buitestander in die wêreld in nie. Want hier so dit 10-1 gebeur het is, hy het by familielede aangekom. En die familielid het vir hom gesê, hier's nie plek in die gastekamer nie. Jy moet hierso bly waar die diere inkom, by hierdie vertrek. Hier's nie plek in die gastekamer nie, maar hier's plek in hierdie vertrek waar ons die diere inlaat. En dan praat hy van die krib. Nou wat 'n krib was, is 'n voerplek. Dis waar diere gewy het om te eet. So sien jy die prentjie. Josef en Maria kom by familielede aan, mense wat hulle ken. Hulle kom in die huis, sorry, hier is nie plek in ons gastekamer nie. Julle moet slaap waar die diere slaap. Dis nie 'n lodge nie. Hy gebruik nie daardie, dis nie 'n herberg in die sin van 'n gastehuis nie. Hy gebruik 'n Griekse woord, pertinent anderste, in Lukas 10, van die Samaritaan. En hy sê, en hy skets die prentjie, Jesus kom van binne af. Hy is ontvang deur sy eie mense, van binne af, maar hy plaas hom in 'n voerbak.
Hy word gelê waar diere wy. En dan kom die Nuwe Testament en hy maak dit vir ons onmisbaar om dan te sien vanuit hierdie perspektief. Want daarna beskryf hulle Jesus as volg. In Johannes 6, vers 35. Wat sê? Ek is die brood van die lewe. Jesus kom. Is nie plek vir hom nie. Is nie plek vir hom nie. Hulle kom plaas hom neer in 'n voerbak, 'n krib. En kom Johannes sê, hy is die brood van die lewe. Hoe mooi is dit nie die prentjie wat vir ons kom skets word, selfs waar diere kom wy en eet, het hulle Jesus kom neerlê, as die brood van die lewe. Wanneer jy plek maak vir Jesus, vul hy selfs die laagste plek met heerlikheid. Wanneer ek en jy plek maak vir hom, kom vul hy wat ons voorberei, met sy heerlikheid. Openbaring 3 vers 20 sê vir ons, ek staan by die deur en klop. Kerk, die groot vraag is daar ruimte vir die Here in jou Kersfees? Bethlehem was nie kwaad nie, maar hy was besig. Die aandag was afgelei. En ons gaan nie uitgaan. En ons gaan tyd saam met ons familie spandeer en ons gaan Kersdag geniet. Maar ek wil jou uitnooi. Maak hom deel van jou Kersdag. Nooi hom in, sodat daar plek is vir die koning van die konings. Want dit wat jy voorberei, sal hy kom vul. Selfs die laagste plek sal hy kom vul met sy heerlikheid. Mag jy jouself voorberei, sodat jy kan plek maak vir Jesus Christus. Hierdie Kersfees 2025. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade, u goedheid en guns. Dankie Here, dat u nie opgee op ons nie. Dat u nog steeds by die deur staan en klop. Dit is my gebed vir elke persoon hier, Here, dat u ons huise en ons harte hierdie Kersfees sal kom vul. En mag ons u heerlikheid beleef in ons families, in ons lewens. Maar Here, dankie vir daardie genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.